So die nuwe krag waarmee jy te doen gaan kry, jy het seker ook nou al van hom gehoor, is jou wrywingskrag. Nou, daar's twee verskillende soorte wrywing waarna ek kan kyk. Die een is statiese wrywing en die ander ene is kinetiese wrywing. So dit is presies soos wat die naam sê, jou staties beteken dit staan stil. So dis die wrywing wat 'n voorwerp ervaar terwyl hy stil staan. So sonder dat hy nog beweeg, ervaar hy wrywing. En kineties, en dan jou kineties, onthou kineties verwys na beweging. Okay, so dit is die wrywing wat 'n voorwerp ervaar wanneer hy beweeg. Nou onthou 'n baie belangrike ding vir julle om te onthou, is wrywing is altyd teen die beweging. Dis teen die rigting van die beweging. So met ander woorde, as jou voorwerp na regs beweeg, is die wrywing na links. As die voorwerp na links beweeg, is die wrywing regs. Okay. Dieselfde soos wat ons laasweek gesien het, as 'n voorwerp byvoorbeeld op 'n skynsvlak staan, dan al staan hy stil, kyk jy altyd in watter rigting sou hy beweeg as hy kon beweeg. En jou wrywing is teen daai rigting. So jou blok wil afgly, wat beteken jou wrywing is na links. Regs, kies opwaarts teen die skynste. Okay. Ja, wrywing is altyd parallel met die oppervlak. En jy kan altyd aanneem in 'n scenario daar's wrywing, tensy hulle vir jou sê wrywing kan geïgnoreer word of dis 'n wrywinglose oppervlak of so iets, moet jy maar altyd aanneem daar is wrywing. So jou staties, wat julle nou mooi moet verstaan, is die verskil tussen hierdie twee. Jou kinetiese wrywingskrag het altyd 'n konstante waarde. So as jy jou voorwerp van hier na daar oor die vloer sleep en die wrywing is hier 50 Newton, dan as jou voorwerp dieselfde bly en jou oppervlak bly dieselfde, dan gaan die wrywing oor 2 meter verder nog steeds 50 Newton wees. Maar jou statiese wrywingskrag, hy verskil die heeltyd. Hy verskil afhangende van die krag, die toegepaste krag. Okay. So dit is byvoorbeeld, sê nou maar, hierso is 'n groot swaar boks wat ek nou wil trek. So ek trek nou hierdie boks daai kant toe. Onthou, ons weet as 'n voorwerp stil staan, dan is sy netto krag 0. Nee, so met ander woorde, die kragte na links en die kragte na regs kanselleer mekaar uit. Hulle is ewe groot. So met ander woorde, kom ons sê ek trek nou hierdie boks met 'n krag van 10 Newton na links. Maar hy staan stil, né? Dan beteken dit die wrywing moet ook 10 Newton na links wees. Kyk, want as hierdie twee waardes nie ewe groot is nie, dan impliseer dit dat daar beweging gaan wees. So as hierdie ene 20 Newton is en daai is 10 Newton, dan moet hy in daai rigting beweeg. Wat mos nou nie gebeur nie. Yes, Philippus? Okay. Sê nou maar ek trek hom met 'n krag van 15 Newton. Maar hy staan nog steeds stil. Dan beteken dit my wrywing is ook 15 Newton. Okay. So jou statiese wrywingskrag gaan die hele tyd verskil afhangend van die grootte van die krag wat ek daarin sit, tot op 'n spesifieke punt, totdat ek 'n groot genoeg toegepaste krag insit vir my blok om daai wrywing te oorkom en actually te begin beweeg. Okay. En dis waar jou statiese wrywing oorgaan na kinetiese wrywing. So as ons nou byvoorbeeld 'n grafiekie sou trek van die wrywing teenoor die toegepaste krag. Wat gebeur is, soos wat my toegepaste krag toeneem, terwyl hy stil staan, gaan die, of kom ons maak dit sommer 'n lekker kleur. So kom ons maak dit die staties. So soos wat my toegepaste krag toeneem, neem die wrywingskrag ook toe. Die twee match mekaar die heeltyd. Tot op 'n spesifieke punt, totdat die krag wat ek ingesit het, groot genoeg is vir die voorwerp om te begin beweeg. Dan skakel die statiese wrywing oor in
kinetiese wrywing. En kinetiese wrywing het die hele tyd 'n konstante waarde. OK, so dan val hy na sê nou maar dan en hy moet val, né? Hy moet val na 'n laer waarde toe, want sê nou maar die hoeveelheid krag wat ek moet insit vir die blok om te beweeg is 20 Newton en hy beweeg, dan kan my statiese wrywing nie meer ook 20 of dan kan my wrywing nie nog steeds 20 wees nie, want dan beteken dit my blok gaan nie beweeg nie. So die oomblik wat jou blok beweeg, dan val die grootte van jou wrywingskrag. So dit val sê nou maar na 15 Newton toe, wat beteken hierdie krag is groter as die krag daai kant toe. Wat beteken jou blok gaan na regs beweeg. So hy gaan altyd so val. So hierdie is wat gebeur met jou statiese wrywing deur die beweging en hierdie is wat dan gebeur met jou kinetiese wrywing. En daai punt daarbo noem ek die maksimum statiese wrywingskrag. So die maksimum krag wat ek moet match vir my voorwerp om te begin beweeg. OK. Die simbooltjie wat ek het vir hom is die klein f met die s en die simbooltjie wat ek het vir hierdie ene is die f met die k. Is julle alraai tot en met hierdie? Die verskil is yes. Kan jy so verminder jou wrywing as jy voorwaarts begin beweeg? Yes. Ja, want jou toegepaste krag bly nog dieselfde of okay, jou toegepaste krag kan ook vergroot, maar jou wrywing val gewoonlik na 'n laer waarde toe. OK. Dan kom ons kyk gou. Maar nou, okay, so nou het ons inligting oor die wrywing. Ons het 'n bietjie meer, ons weet nou hoe dit werk. Maar ek wil berekeninge doen met my wrywing. Veral wanneer ons nou gaan begin met Newton se bewegingswette, wil ek die grootte van my wrywing kan bereken. So daar's twee maniere waarop jy die wrywing kan uitwerk. Die een is met 'n formule. Ek gaan nou vir julle daai formule gee. En die ander ene is deur jou kragte te gebruik. Nou meeste van die tyd gaan ons nou nog steeds die kragte gebruik, veral in jou eindeksamen ook. Sê nou maar 70% van die somme gaan jy jou kragte gebruik, tesame met Newton se tweede bewegingswet, waarna ons in die volgende afdeling gaan kyk, maar hulle vra ook tog nogal gereeld die formule. So jy het nie, omdat jou statiese wrywingskrag so grootte die hele tyd verskil, kan ek nie vir hom uitwerk nie. Ek kan wel daai punt uitwerk van daai maksimum statiese wrywing. So die maksimum krag wat ek moet match vir my voorwerp om te beweeg. En sy formule is μs maal die normaal. Hierdie ouetjie verteenwoordig jou krag, né? Dis in Newton. Hierdie is jou wrywingskoëffisiënt. OK. Jou wrywingskoëffisiënt het nie 'n eenheid nie en dit is gewoonlik 'n waarde wat hulle vir jou of gee of vra. En hierdie is mos nou soos wat julle hom ken, jou normaalkrag. Die grootte van jou normaalkrag. OK, so dis hoe jy daai maksimum statiese wrywing uitwerk. Jou kinetiese wrywing se formule lyk presies dieselfde. Hy het net jou kinetiese wrywingskoëffisiënt maal die normaalkrag. OK, so daar is nog steeds jou krag. Hierdie is nog steeds jou koëffisiënt, maar dis die kinetiese koëffisiënt en dan hierdie is nou nog steeds jou normaalkrag. So met ander woorde, daar is twee verskillende goeders wat die grootte van jou wrywingskrag gaan affekteer. Die een is jou koëffisiënt en die ander ene is jou normaalkrag. Nou, dit wat jou normaalkrag gaan beïnvloed is onder andere jou massa van die voorwerp en dan sê nou maar, daar is 'n toegepaste krag op ek wil amper sê addisionele kragte. Ek gaan nou vir julle wys waarvan ek praat. Addisionele kragte en hoeke. OK.
maar die groot een is ook maar die massa. Jou wrywingskoëffisiënt, dit het te doen met die oppervlakte. Die oppervlakte van jou voorwerp en die oppervlakte van jou vloer of die spasie waaroor dit gesleep word. So dit sê vir jou hoe glad of hoe grof die oppervlakte is. So iets wat 'n baie grower oppervlakte het, gaan 'n baie groter wrywingskoëffisiënt hê, gaan 'n groter wrywingskrag hê. Okay. En die rede hoekom ek hierdie noem is hulle is baie lief daarvoor, selfs in jou eindeksamen, om hierdie in 'n insigvraag te vra. So hulle sê, ek verander die volgende scenario, wat gaan gebeur met die grootte van die wrywingskrag? En ek het mos nou al vir julle gesê, die insigvraag is nie daar om te toets hoe oulik of hoe slim jy is nie. Jou insigvraag is primêr daar om te kyk, kan jy jou formules interpreteer? Okay. So met ander woorde, kan ek identifiseer wat is die goed wat die grootte van my wrywingskrag beïnvloed? Kan ek identifiseer wat is die waarde wat hulle verander het, wat 'n effek gaan hê op my wrywingskrag, en wat is die verwantskap tussen daai verandering wat ek gemaak het en my krag? Okay, so hierdie is baie belangrik. So, as ek 'n voorwerp het wat op 'n net vir daai normaalkrag, as ons nou kyk na die normaalkrag, hang dit af van, soos wat ek gesê het, jou hoeke, is daar enige hoeke betrokke en soos waarop kragte uitgeoefen word, en is daar enige addisionele kragte? Want byvoorbeeld as ek 'n blok het wat op 'n horisontale oppervlakte is, dan is my normaal so groot soos my gewig. Stem julle saam? So dis maar net, so my normaal werk ek uit, is net m maal g. Maar kom ons sê jou blok is op 'n skynsvlak. Nou is my normaal, soos wat ons laasweek mos geleer het, nie meer gelyk aan die gewig wat direk af is aarde toe nie. Dit is nou gelyk aan Fg loodreg. So hy is gelyk aan mg cos theta. Nie net mg nie. Okay. En dit kan byvoorbeeld ook effekke, is daar enige addisionele kragte? So, want onthou, jou vertikale kragte, as jou voorwerp nie op of af beweeg nie, moet jou vertikale kragte mekaar uitkanselleer. So kom ons sê ek het my voorwerp is op 'n horisontale oppervlak, maar daar is 'n toegepaste krag op die voorwerp wat byvoorbeeld daai kant toe gaan. Hierdie toegepaste krag het 'n x-komponent en hy het 'n y-komponent daarso. So nou is dit nie net meer my normaal wat gelyk is aan my gewig nie. Dis al die kragte op, so die normaal plus die y-komponent van my toegepaste krag wat moet gelyk wees aan my gewig. Okay, so daar's 'n hele paar goed. So wat hulle byvoorbeeld baie keer doen in die eindeksamen is hulle sê daar was 'n horisontale, daar was eers 'n horisontale toegepaste krag. So hulle trek die blok sê net maar teen 5 Newton na regs. Nou sê hulle die blok word nou nog steeds getrek met 'n krag van 5 Newton, maar hy maak nou 'n hoek van 30 grade met die horisontaal. Wat is die effek op die wrywingskrag? Okay, so dan moet jy nou mooi vir hulle deur die hele rigmarole vat en vir hulle sê wel as hy nou 'n skynskomponent het, dan gaan die grootte van my normaal afneem en as my normaal gaan afneem, gaan daai enetjie ook afneem. Sulke tipe goeders. Okay. Is julle alright met hierdie? So ver. Okay. Maar omdat hierdie 'n nuwe ding is wat julle leer, wil almal op daai bandwagon spring. So as jy vir jou vra, wat is die grootte van die wrywingskrag? Dan wil almal, omdat hierdie nuut is en julle dit nou maar doen, julle oefen dit, julle gaan mos nou oefeninge kry daaroor, dan dink julle dit is al maniere hoe ek die wrywing kan uitwerk. En dan vergeet julle die grootste manier is eintlik met daai ene. Maar omdat hierdie nuut is, dan wil almal dit die hele tyd doen. So, wanneer gebruik ek die formule? Al wanneer ek die formule gebruik, is hulle of vir my die wrywingskoëffisiënt gee, of hulle vra hom vir my. So hulle gee vir jou die wrywingskrag, maar hulle vra vir jou vir die koëffisiënt, of hulle gee vir jou die wryingskoëffisiënt en hulle vra vir jou vir die grootte van die wrywingskrag. En asseblief julle, lees mooi. Lees baie mooi
Want baie keer dan gee hulle vir jou die wrywingskrag en dan lees julle wrywingskoëffisiënt. Dan sê hulle vir jou die wrywingskrag is 5 Newton en dan gaan sit julle die 5 Newton daarin. Okay, so asseblief kyk net mooi, vra hulle vir jou die wrywingskoëffisiënt, gee hulle vir jou die wrywingskoëffisiënt, gee hulle vir jou die krag. Moenie daai twee waardes omruil nie. So dan as hulle vir die wrywingskoëffisiënt gee, dan sit jy dit by FK in. Nee, koëffisiënt, dan sit jy dit daarin. En as hulle die krag As die krag gee, dan sit jy dit maar daarin. dan gaan hy mos gelyk as in Newton. Dan gaan hy normaal krag word. Nee, jou wrywing is nie gelyk aan die normaalkrag. Jou normaalkrag is gelyk aan jou gewig. Vir 'n horisontale een. Daar is mos nou die ander uitvalle ook. En jou kragte, hierdie is die belangrikste een. Dit is wat ons laasweek gedoen het met daai les oor die kragte op die skynsvlak. Hier gaan jy meestal jou Newton se tweede bewegingswet gebruik. F net is gelyk aan mA. Ons gaan later fokus op hom. Op hierdie stadium het julle nog nie geleer van daai nie. Julle het nog net geleer van wanneer jou voorwerpe in rus is of wanneer dit in 'n konstante snelheid beweeg, dan is jou netto krag mos nou 0. So met ander woorde, die kragte links en die kragte regs kanselleer mekaar uit. So baie keer soos in die vorige les wat julle gesien het jou voorwerp op 'n skynsvlak gestaan en dan het hulle vir jou gevra om die wrywingskrag uit te werk. En toe het ons gesien wel as jou voorwerp stil staan, moet FG parallel en FG parallel en jou wrywing moet ewe groot wees. Daai twee horisontale kragte moet mekaar uitkanselleer en toe het julle dit gebruik om die wrywing te bereken. Okay, so hierdie gaan ons meestal mee werk, veral as ons begin met Newton 2, maar ons moet hierdie inoefen want hulle vra dit ook. Okay, julle alright met die wrywing? Gaan ons dit gou inoefen?